Goeienaand en ons begin vanaand met 'n nuwe Bybelstudie wat gaan oor verlossing. En die vraag is altyd, hoekom is verlossing so 'n belangrike deel van ons as Christene se lewens? Jy kan, wanneer jy gaan kyk na verlossing, wanneer daar oor verlossing gepraat word in die Bybel, dan sien jy dat dit op drie verskillende maniere van verlossing gepraat word. Die eerste deel van verlossing is dat dit is iets wat reeds in die verlede plaasgevind het, maar dit is ook iets wat nou besig is om plaas te vind, en dan is dit ook iets wat ons voorhoop wat in die toekoms gaan plaasvind. Met ander woorde, dit is hierdie hele konsep van reeds gered in die verlede tyd, ons word nou gered in die hede, en dan ons sal gered word. Dit is die verskillende plekke waarvan die Bybel praat, met ander woorde iets wat in die toekoms gaan gebeur. En dan is dit ook drie verskillende ervarings wat ons het rondom redding. Met ander woorde, die eerste ene wat sê dat ons reeds gered is, gaan oor ons identiteit, my en jou identiteit. Dat ons nou gered word, gaan oor die feit dat ons word meer volwasse, ons denke verander, ons manier van lewe verander, met ander woorde dat ons nou gered word en deur hierdie proses gaan. En dan in die toekomstige tyd dat ons gered sal word, met ander woorde daar is iets waarna ons uitsien. Want redding is iets, gaan oor die feit dat ons gered word van iets, ons word bevry van skade en verlies en vernietiging. Dit is waaroor die konsep van redding gaan. So vanaand kyk ons spesifiek na die gedagte van dat ons reeds gered is. En wat ons baie mooi moet verstaan van redding is dat dit is 'n inisiatief van God. Dit kom nie uit onsself uit nie. God is die een wat dit initieer, hy is die een wat dit begin, en ons word deel van daardie redding, gebaseer op dit wat God in elkeen van ons se lewens doen. So wanneer ons gaan kyk na Efesiërs hoofstuk 2, vers 8 tot 9, dan lees ons die volgende: Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Met ander woorde, God is die een wat dit initieer. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit ons eie werke nie, sodat niemand daarop kan roem nie. So nie een van ons kan sê dat ons die goeie goed gedoen het, sodat ons gered kan word nie. So met ander woorde, wat ons moet doen is dat ons word uitgenooi om hierdie verandering van binnekant af te kan ervaar, dat ons gees verander kan word, maar dit is alles, dit is 'n gawe wat God vir ons gee. So wat vir ons sê, dat ons moet dit met ons hart glo en ons moet dit met ons mond bely. Wanneer ons dit doen, soos in die verlede het jy dit met jou hart geglo en jy het met jou mond bely dat Jesus Christus die Seun van God is, en op grond van daardie belydenis en daardie geloof wat ons gehad het, is ons gered. Romeine 10 vers 9 tot 10, dan skryf Paulus die volgende, hy sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo in jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede gebeur het, jy het dit geglo met jou hart, en jy het dit bely met jou mond, en daarom sê Paulus, dan word jy gered op grond van daardie belydenis. Want hy sê in vers 10, want ons glo met ons hart, en word so regverdig verklaar. Met ander woorde, ons word regverdig verklaar op dit wat ons glo, en wanneer ons met ons mond bely, dan word ons verlos. So dit is twee aspekte van, jy glo dit met jou hart, en dan word jy geregverdig, jy bely dit met jou mond, en dan word jy verlos. So, wat ons moet verstaan, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons gered word, dan is daar 'n verandering wat in ons lewe plaasvind. Ons beweeg van duisternis na lig, ons beweeg van dood na lewe. En waar kom hierdie konsepte van duisternis en dood vandaan? Dit kom vanaf die feit dat ons die sonde geërf het. Ons is nie net in sonde gebore nie, maar ons het dit geërf van Adam af. Maar wanneer ons tot bekering kom, dan word
hele proses verander deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Met ander woorde, ons word meer na die beeld van Jesus Christus wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons gered word. Paulus skryf vroeër in die gedeelte voordat hy by hoofstuk 10 kom om te sê hoe ons gered word, dan skryf hy aan die mense in Romeine hoofstuk 8 vers 29. Hy sê, want hy wat Jesus Christus is, het hulle wat hy reeds van vroeër af geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van Christus. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede gebeur het en dit gaan deur na die toekoms toe. Dit is waar jy bely dat Jesus Christus die seun van God is en jy glo dit met jou hart en jy glo dat God hom opgewek het en dan kom sê hy dat Jesus Christus, dat ons na die beeld van sy seun verander word, want Christus is die eersgeborene onder baie broers. En hierdie Griekse woord vir eersgeborene beteken proto of prototype. Met ander woorde dat ons word soos wat Christus heiliglik is wanneer ons gered word. Dit is soos as jy dink aan 'n lyn waar voertuie vervaardig word, is dat daar is 'n prototype wat op die stelsel ingevoer word. En alles wat daarna kom, alles wat vervaardig word op hierdie lyn, moet 'n replika wees van die prototype, van dit wat aan die begin plaasgevind het, van dit hoe dit moet wees. So Christus word ons prototype, dat ons menswees verander. En hierdie menswees bepaal die identiteit wat ons het. Dat ons herskep word, dat ons verander word soos Christus, want dit gebeur in ons gees. En dit is eintlik as gelowige, is dit verskriklik belangrik dat jy hierdie konsep sal verstaan. Dat dit gaan oor die oomblik wanneer jy gered word, gaan dit oor dat jou identiteit verander. Wie jy is, verander. Paulus kom en hy skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17, dan sê hy, daarom, as iemand in Christus is, met ander woorde, as jy jou geloof in Christus gestel het, dan sê hy is 'n nuwe skepping, hy is nie net anders nie, hy is nuut, die ou dinge het verbygegaan, en kyk, hulle het almal nuut geword. Die oomblik wanneer jy tot bekering kom, daardie oomblik word jy gered, maar meer as dit, is dat jou menswees, jou identiteit, wie jy is, verander, sodat ons meer sal word soos Christus. Jy is nie, jy sal baie keer hoor, dan sê mense wat, maar ek is maar net 'n sondaar, nie. Jy is nie meer net 'n sondaar nie. Inherent is jy nie meer 'n sondaar nie. Inherent, wanneer jy tot bekering kom, verander jou identiteit, en die Bybel sê, jy is nou 'n heilige, 'n saint. Paulus skryf aan hierdie gemeente in Korinte, en hulle het nie die konsep verstaan nie, hulle het aangehou lewe soos wat hulle gelewe het, hulle aangehou lewe in sonde, maar wanneer hy met hierdie mense praat, sien hy wie hulle is, en hy sê wie hulle in Christus is, dat hulle identiteit het verander. 1 Korintiërs 1 vers 2 sê, dan skryf Paulus aan die gemeente van Korinte, en hoor hierdie waarheid, en hoor ook dit wat God van jou sê vanaand. Hy sê vir jou, aan die gemeente van God in Korinte, aan die gemeente van God in Wepener, aan die gemeente van God in Korinte, en dan sê hy, wat in Christus Jesus geheilig is, deur God, dan sê hy, julle is geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Hoor wat sê hy? Almal wat op elke plek die naam van Christus Jesus aanroep, die Here, hulle Here en ons Here. Hy sê vir jou vanaand, as jy na hierdie boodskap luister en jy lees daai vers, dan sê hy van jou vanaand, jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is 'n heilige. Jy is 'n geroepe heilige. Ons vertrekpunt
wanneer ons as Christene praat, ons vertrekpunt moet nie wees ons optrede nie. Ja, ons doen nog steeds verkeerde goed. Ja, ons tree nie altyd op soos wat ons veronderstel is om op te tree nie. Ons vertrekpunt as Christene, as geredde mense, as verloste mense, is nie ons optrede nie, maar dit is ons identiteit. Die feit dat jy reeds gered is, die feit dat jy nuut gemaak is in Jesus Christus. En dan sê hy gebruik deur hierdie, hy wil dit so bekend maak, dat hy dit 3 keer in Romeine 6 gebruik hy hierdie woord van ken, en in die Grieks het hierdie woord ken 3 betekenisse. Die eerste ene is 'n vraag om te sê, maar verstaan jy nie? Weet jy nie? Weet jy nie dat God jou lewe verander het nie? Die tweede ene is om te ken deur ervaring, met ander woorde, ons ervaar dat ons lewe verander het. Die derde ding is, wanneer ons die openbaring beleef, wanneer ons besef wat dit beteken om gered te wees, wanneer ons verlossing verstaan, dat ons kinders van God is, dat ons opgewek is, dat ons 'n nuwe lewe het, dat ons anders is, dat ons mens wees, ons identiteit verander. Soveel so, dat Paulus skryf in Romeine, dan sê hy, die ou mens is verby, nee, ons het aanbeweeg. Hy sê in Romeine 6 vers 3 tot 4, hy sê, of weet julle nie, dat ons, wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Dat wanneer jy gered word, wanneer jy bely dat Jesus Christus die Here is, dan word jy gedoop. Jou ou sondige mens het nie meer 'n houvas op jou nie. Ons sterf letterlik aan dit wat ons geërf het van Adam af. Ons ou sondige mens, ons sterf letterlik daarvoor. Die doop sê vir ons sterf vir dit en ons staan op in die nuwe identiteit wat jy het in Jesus Christus. Die doop is 'n openbare proklamasie dat daar 'n verandering in jou lewe gekom het. Ons is reeds gered. Jy is reeds gered. Jy is gered van jou ou lewe. Doop is om begrawe te word en om op te staan. Dit is 'n openbare verklaring wat jy maak. Om te sê dat Jesus Christus het die prys betaal. Dat jy 'n nuwe identiteit het. Dat jy nie meer net 'n armsalige sondaar is nie, maar dat jy 'n nuwe skepping is in dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Dink so daaraan, jy was 'n sondaar, nie omdat jy gesondig het nie, maar omdat jy geërf het wat ons van Adam af kry. En nou presies dieselfde. Jy is nie geheilig en jy word nie gered op jou eie goeie dade nie, maar omdat Jesus Christus, die Lam van God, die perfekte offer vir jou gesterf het. Dat ons gered word in Jesus Christus. En dit is hoekom ons as gelowiges daardie stap moet neem, om openbaar voor ander mense, die dag wanneer jy jou lewe vir die Here gee, om voor ander mense gedoop te word, om te verklaar, hier sterf die ou mens, ek is nie meer soos wat ek was nie, en ek staan op, ek kom uit en ek word 'n nuwe mens as gevolg van dit wat Jesus Christus vir my gegee het. En mag ons ook in hierdie paar aande wat ons gaan praat oor redding, dat ons dit regtig waar sal verstaan. Ons is reeds gered, ons word nou gered, waaroor ons volgende week gaan praat, en ons gaan ook gered word in die toekoms, van waarheen ons op pad is. Geseënde aand vir almal van julle.